Ons sit vanoggend hier saam met Emma van der Merwe. Hy het die derde plek in die Rock Ultra 100 km reis gekry laas jaar. En nou onlangs die Addo Elephant Ultra gewen. Eerste plek in die 100 miler. Baie geluk en baie welkom. Hey, dankie, het lekker om hier te wees. So ek verneem jy het slegs 2 jaar terug begin weer trailrun en hardloop en die ding inkom. Is dit waar? Ja, ek het so 2 jaar gelede besluit, ek moet seker nou maar weer 'n bietjie hardloop nadat ek 10 jaar nie gehardloop het nie. En ek en 'n vriendin het die Voet van Afrika marathon gaan doen wat baie lekker is. Plaasvlaaie en dinge. En nadat ons het dit so baie geniet, sê ek, okay, maar kom ons kyk of ons kan verder gaan. En dit het ons 'n paar maande nadat op my verjaarsdag, 65 gedoen, die pas. En toen zei ik, okay, maar kom ons gaan doen nou maar 'n 100 miler. Ek dink dit is 165 km, min of meer. Wat toe nou die volgende jaar in Maart is en toe is daar nou hierdie new kid on the block, the Rock Ultra. En ek dink by myself, dis nou 'n lekker geleentheid om te kyk of ek bietjie verder as 65 kan hardloop. Dis toe nou in Desember. En toe skryf ek dit in en ja, toe kom ek agter ek kan 100 km hardloop. En dis toe baie lekker. Dit het nou alles baie vinnig gebeur en 'n jaar na die 65 het ek toe nou die Addo gedoen. Hoe het die Rock Ultra vir jou gehelp in voorbereiding vir die 100 miler wat jy nou onlangs gewen het? Ja, so ek is seker nou maar 'n beginner met die ultras en so. En ek dink hoe dit my gehelp het is, dit is in die eerste instansie, jy hoef nie presies ver te ry of te travel as jy nou in die Kaap self bly om by dit uit te kom nie. Die reis het 'n lekker atmosfeer, dis lekker mense wat dit doen, so jy voel dadelik bietjie meer ontspanne. Dis nie hierdie vreeslike opbou en hierdie ongelooflike finansiële uitgawes, so ek moet nou hierdie reis nou, jy weet, die beste van dit maak en al nie. In die ander instansie, dit is regtig mooi, dit is pragtige trail, maar jy het eintlik gevra hoe dit my gehelp het om vir te berei. So kom ons praat daaroor. Ek sou sê mense wil weet hoe jou lyf reageer oor langer afstande. In hitte, in koue, en dan veral ook met nutrition, soos wat jy gaan eet. Ek dink ons almal het 'n idee van hoe ons nutrition wil aanpak tot jy in 'n situasie kom wat dit nie werk nie. So ek dink vir my wat lekker was van the Rock Ultra is ek kon gekyk het wat akkommodeer met my in terme van nutrition. Ek kon werk aan my pacing. Ek kon sien in terme van stap draf wat werk vir my. Dit is ook natuurlik vir my die lekker ding van trail running en vir al die ultras is dis regtig okay om te stap. In fact, as jy nie stap nie, gaan jy probably jouself afskryf. Ook goed is van die Rock Ultra is hoe goed dit gemaak is. So jy hoef nie met 'n kaart en 'n kompas en 'n GPS te hardloop nie, jy kan maar net die pyltjies volg. As jy agterkom dat jy lanklaas ingesien het, dan sou ek aanbeveel dat jy dalk net die GPS besigtig wat ek op 'n stadium moes doen. Maar ek mag nie daaroor praat nie. Ek is as ek kan saamvat, die Rock is 'n lekker eerste entry level, ja. Ja, dis nie te intimiderend nie, die atmosfeer is ontspannend. En mens wil tog in iets deelneem wat vir jou confidence bietjie gaan boost. Natuurlik, ja. Ultra running is 'n baie groot mental battle. Dit is 'n intimiderende idee om so ver te hardloop en so ver te hardloop op trails. Ek dink ons almal weet hoe die comrades lyk en hoe dit werk. So en ek dink dan mense, maar dit is vinnig om 100 km op 'n trail te hardloop, maar dit is nie regtig nie. Dit vat bietjie langer, vat so effens langer. Maar die beloning is die pragtige uitsig. En ek moet sê as iemand wat groot geword het in die Kaap, ek het nie 'n idee gehad jy kan 100 km om die Parel se berge hardloop sonder om 2 keer op dieselfde plek te hardloop nie. Dit is nogals lekker. Die idee dat jy hoef nie laps te hardloop nie en om elke hoek en draai is daar iets wat mooi is. So vir my is dit baie moeilik om op die pad ver te hardloop want ek raak verveeld. En dis baie mense en is teer en almal is so intens. The Rock Ultra, dit is net lekker. Jy gesels met die mense by die aid stations. Ek dink dit is 'n ongelooflike entry level reis en om soos jy sê jou confidence te bou. En dan die ander deel daarvan is as iets nou fout gaan, dan is dit ook 'n geleentheid om te leer en jou confidence te bou. Net as iets fout gaan in so 'n reis, beteken dit nie jy kan nie hardloop nie of jy het nie die vermoë nie, maar jy kan dit gebruik as 'n geleentheid om te leer. Miskien moet ek my nutrition anders benader het. Dalk het my skoene nie reg nie. Ja, in my ervaring die game verander drasties na so 45
50. Sodra jy Dan in die eers. ultra Dan eers. Okay. Ja, ek dink 'n maraton is in baie mense se vermoë en ek vind jy kan 'n maraton kan jy nog wing it. As jy redelike fiksheid leefstyl het, jy kan 'n maraton gaan hardloop en as jy ietsie fout kry, kan jy dit survive. Maar 100 kg of 160 kg as die foute begin eksponensieel groei die gevolge. En baie min van ons het tyd om 'n ultra te gaan train in jou dag-te-dag lewe. So 'n event help dan baie met die voorbereiding. Verseker. Maar net op daai noot wil ek ook sê dat ja, omdat jy so lank hardloop in 'n ultra, is daar baie dinge wat kan fout gaan. Maar ek sê ook altyd vir myself, wanneer iets sleg gaan, weet ek daar's baie tyd vir dit om weer beter te gaan. En wanneer iets goed gaan, gaan dit waarskynlik nou weer so 'n bietjie dip. But if you just hang in there, things will turn around. Dit is nou maar en dit is hoe die lewe werk. Ek sê altyd 'n ultra is 'n bietjie vir my soos hierdie microcosm van die lewe, né? Mens gaan deur dips, maar you just need to ride it out. En ja, daar is natuurlik altyd 'n plek vir 'n DNF, did not finish of whatever mense dit noem. Maar so sê, just hang in there, want dinge verander. Soos maar in die lewe ook, né? So dit is ek dink as mens daai parallel ook in jou kop hou, dan maar ja, na so 40 km dan lyk dinge bietjie anders, sou ek sê. Inderdaad. Ja, ek is bly jy bring dit op, Emma. Jou Instagram profiel is fantasties, ek reg. Ja. Dit is fantasties en ons volg jou baie close want jou profiel is so inspirerend en jy dra dit nogal op na in jou hart hierdie lewens lesse wat mense uit iets gestraal dan in so aankry. Ja. Ja, ek sou sê ek's baie passievol daaroor. Ons spot altyd dan sê ek jy ek's ouer en dan sê jy nee, jy's ouer as ek of wat ek al geval mag wees, maar die lewe hoef nie te eindig op 40 of op 30 of op 50 of wat ook al die geval mag wees nie. Ons kan heeltyd vir onsself nuwe doelwitte stel. En elke dekade van ons lewe wat ons ingaan, kom jy met nuwe ervaring. En ja, ons liggame raak ouer, maar ek dink vanaf 'n kom ons neem nou maar die mental kant van dinge. As ek kyk na Emma op 20 versus Emma op 42, ek dink Emma op 20 sou nie 100 miles kon of 100 miles kon doen nie. Sy sou nie vir dit kon oefen nie, sy sou nie die commitment gehad het nie, sy sou nie geweet het, waar gaan ek tyd kry? Alhoewel nou kan ek vir sê, sy het baie tyd gehad. Maar ek dink mense is net slimmer, jy's wyser en jy ken jouself beter. En jy waag meer. Ek vind hoe ouer ek raak, hoe meer kansse wil ek vat. En ek wil ander mense ook aanmoedig om dit te doen en vir hulle te sê, kyk, jy's nie besig om agteruit te gaan nie. Jy kan actually meer nou bereik as ooit. Ek like dat, ja. Ja, dis net 'n besluit. Registreer en betaal die inskrywingsfooi, stel die goal, al is dit 'n jaar oor 'n jaar en begin. Dis 'n goeie tegniek Begin of taktiek. Ja. En dit het nog elke keer vir my gewerk. Elke groot reis het ek gedink, okay, laat ek nou net vir dit inskryf en dan gaan ek so bang wees ek gaan dit nie kan maak nie dat ek maar gaan begin oefen. Dis 'n baie goeie taktiek. Ek beveel dit aan. Betaal die geld and then you put your money where your mouth is. Ja, ook worry oor wanneer jy gaan tyd kry. Maak Want jy die gaan nie, commitment. jy het nie tyd nie. En maar jy gaan tyd vind. Presies, net so. Dis 'n baie goeie benadering. Enige gedagtes wat ons kan deel met mense wat nou dalk na jou pragtige inspirerende boodskappe gaan luister en dink, okay, ek wil Desember wat nou oor 7 maande is, die Rock Ultra doen en miskien het hulle nou al 'n halwe maraton op trail gedoen of so. Wat vir boodskap sal jy vir hulle gee om hulle te encourage om hierdie volgende 7 maande die beste te maak? Ek sou sê jy het beslis genoeg tyd om nog te oefen vir dit. En deesdae dink ek daar's soveel inligting daar buite om jou te help om te oefen vir hierdie tipe van. Ek meen as jy een long run op 'n naweek kan inpas en miskien 1 of 2 keer in 'n week iets kan doen, strength training. Ek glo natuurlik in dit ook. Ons het nie eens so dit gepraat nie, miskien volgende keer. Ek sou sê jy het genoeg tyd. En as jy dit regtig wil doen, dan sal jy 'n manier kry om dit te doen. Dis regtig 'n ongelooflike reis. Ek het dit so baie geniet. En vir almal daarvan, ek hoop daar's nog 'n entry vir my oor na hierdie. Want dis regtig 'n baie spesiale reis. Dit's pragtig, dit's goed georganiseer, baie verwelkomend en regtig bekostigbaar as jy kyk na wat jy betaal vir ander races van hierdie afstand. Ja. Baie dankie Emma en ek kan vir jou sê dat al ons podium finishes van elke afstand, die 22, die 44 en die 100, het as deel van hulle pryse inskrywing gekry vir hierdie jaar om hulle posisie te kom verdedig. Nog 'n rede om in te skryf. Ja. Om vir pragtige Emma te gaan sien by op Parelberg. Lekker. Baie dankie vir jou tyd, Emma. Dankie Elias.